Hallo, almal. Hi maat. Jy kan nie glo wat vandag met my gebeur het nie. Het jy 'n nuwe onderwyser gekry? Luister jy nie? Ek vra wat met my gebeur het. 'n Nuwe onderwyser kan ook met jou gebeur. Nee, laat ek net vertel. Ek het 'n appel gehap. So, iets het met die appel gebeur. Kan jy nou wag dat ek klaar praat? Ekskuus sis, ek dink jy's klaar. Nee man, ek het net opgehou praat om asem te haal. Ek weet, dis gewoonlik alkans wanneer ek krimmies sê. Baie snaaks. Vertel maar van die appel. Ek het daai appel gehap en 'n aaklige smaak in my mond gekry. Daar was seker 'n wurm in jou appel. Nee, gelukkig ek sal doodgaan as dit gebeur. Krulle. Hulle sê mens gaan nie so maklik dood nie. Ja, maar ek bedoel ek sal my dood gegrill het. Sis, 'n mens gaan regtig nie so maklik dood nie. Ai, die appel was gelukkig net vrot. Maar daai smaak was aaklig. Ja, 'n vrot is beter as 'n wurm en nog 'n halwe wurm. Eeuw. Ek sal nooit weer 'n rooi appel eet nie. Was dit 'n rooi appel? Ja. Dit is snaaks. Ek het 'n vrot groene geëet. Ja, dit was niks lekker nie. Nou, dan sal ek ook nie meer 'n groene eet nie. Krulle, jy weet ek is nie so slim soos jy nie. Maar alle kleure appels kan vrot maak. Jy is seker reg. Gaan jy nou op om alle appels en vrugte te eet? Nee, ek hou van vrugte. Ek hou net nie van vrottes nie. Hoe gaan jy weet of dit vrot is? Nee, los die vrugte maar vir my. Ek kan die vrot handle. Jy wil net weer meer vrugte vir jouself hê, man. Ai, daar het jy my plan gesien. Jou planne gaan altyd oor jou maag. Sis, kan ek vir jou 'n plan gee? Wil ek dit hoor? Ek het partytjie goeie planne. Okay, ja, nou vertel my dan. Voor jy die appel byt, sny dit eers middeldeur met 'n mes. Dis nogal 'n goeie plan. Ek sal net vir mamma of pappa vra. Ja, 'n mes is gevaarlik. Bye. Die kamera is op hier. De geen skop my soms. Ja, weet jy, dis tog al 'n probleem, né? As 'n mens baie keer in jou lewe, dan kyk 'n mens en jy weet nie regtig wat binne aangaan nie. Kyk nou weer na hierdie pragtige appels. Hierdie appels lyk vir jou fantasties en dis dieselfde soort appels. Of hulle sê so, dit was in dieselfde sak gewees. Okay, maar baie keer in jou lewe kyk jy na 'n appel en jy dink vir jouself, "Joe, hierdie appels lyk darem mooi." En dan wat jy doen is, en my oupa kon dit goed gedoen. My oupa kon 'n appel skil met 1 keer dwarsdeur. Wie van julle kan dit doen? Niemand nie. Ja, Pira, ek weet nie. Okay, goed. En nou, as jy begin om die appel mooi af te sny. Sien julle dit? Sien jy daar? Daar's 'n vrot kol. Het jy dit gesien voor ek begin skil het? Nee, jy het nie. En so as jy begin deur dit gaan en jy skil verder, sien jy. Kyk. Dit lyk glad nie na 'n lekker appel hierdie nie. En daar's nog 'n kol. En dan begin jy om die kol uit te sny. En dan voel jy vir jouself, nou lyk dit dan baie beter en dan gaan jy weer verder. En soos jy verder gaan, hoe meer kom jy agter, is nog 'n vrot. En as nou jammer. So in jou lewe kan jy weet watter appels is dwarsdeur pragtig en watter appels is nie. Kan jy dit weet? Nee. Daarom is dit 'n groot gevaar om baie keer mense ook te beoordeel aan hoe hulle lyk. Wat is die belangrikste vir die Here, oor hoe jy lyk of hoe jy binne is?
hoe ons binne is. Weet julle maats, een van ons grootste probleme is, die meeste van ons kyk meer na die buitekant as die binnekant. En dan is daar 'n sekere geslag wat dit baie meer doen. Gaan nie daaroor praat nie, want julle weet van wie ek praat. Goed so, dis baie belangrik, nee? Baie belangrik. Dit wat aan die buitekant ons sien, ons weet nie wat in die hart aangaan nie, maar wie wat? Die Bybel sê vir ons, wie weet hoe die hart lyk? God weet hoe die hart lyk. O maats, daarom is dit so belangrik om in ons lewens vir die Here te lewe en te sê, Here, kom was my skoon, want as hy jou skoon was, dan gaan daar binnekant in jou lewe, gaan dit skoon wees, nee? Gaan dit skoon wees, wonderlik. So ek wil hê julle moet dit altyd onthou, moenie mense beoordeel oor die buitekant nie. Nou wil ek hê julle moet saam met my gedeelte lees. Alraai. Kans my kamera, ek wil net hê hy moet so en nie daar invul. Sneem my. Dit is 'n probleem. My hare is 'n probleem. Bietjie terug. Dan is hy reg, Henry. Goed, kom ons maak ons Bybels oop. Kom ons maak ons Bybels oop. Numeri. Ons is besig met Moses in die kinderdienste. Ons het nog 'n paar verhale wat ons moet deurwerk. Numeri 12. Numeri 12, is almal daar? Kom ons maak ons oë toe en dan gaan ons dit saam lees. O Here Jesus, maak vir ons u woord oop, dat ons dit sal kan verstaan, en Here, dat ons sal groei uit die woord. O Here, vir ons is dit so wonderlik, dat u met ons praat, deur die woord. Ons loof en ons prys u naam. Amen. Numeri 12. Miriam. Nou in Engels sou jy gesê het, dat die laaste deel is jam. Okay? Maar sy is nie jam nie, dis jam. Okay, sy is Miriam. Okay, goed, wonderlik. So dis Miriam en Aaron het teen Moses uitgevaar oor die kasiet wat hy as vrou geneem het. Ja, het hy kasiet as vrou geneem. Hulle het gesê, is dit dan net Moses wat die Here gepraat het? Het hy nie deur ons ook gepraat nie? So dis interessant genoeg, waaroor is hulle kwaad? Dat hy met 'n kasiet getrou het, maar waaroor vat hulle hom uit? Oor sy leierskap. So dis nie eintlik hulle probleem nie. Maar hulle wil tog nie sê wat hulle eintlike probleem is. Kom ons kyk verder. Die Here het dit gehoor, want hy hoor alles. Vers 3. Maar die man Moses was baie beskeie, nederig, meer as enige mens op aarde. En die Here het dadelik vir Moses, Aaron en Miriam gesê, gaan julle 3 na die tent van ontmoeting. Hulle 3 het toe gegaan, die Here het in 'n wolkkolom afgekom, hy het by die ingang van die tent gestaan en na Aaron en Miriam geroep. Toe hulle 2 vorentoe kom, het hy gesê, luister nou na my woorde. As daar 'n profeet onder julle is, sal ek die Here myself in 'n visioen aan hom bekend maak. In 'n droom sal ek met hom praat. Met my diensknegt Moses is dit anders. In my hele huishouding is hy betroubaar. Van aangesig tot aangesig praat ek met hom in 'n verskyning, nie in 'n raaisels nie. Die verskyningsvorm van die Here sien hy. Waarom was julle dan nie bang om teen my diensknegt Moses uit te vaar nie? Die toorn van die Here het teen hulle ontbrand en hy het weggegaan. Toe die volk van die tent af teruggetrek, staan Miriam daar met velsiekte wit soos sneeu. Aaron het na Miriam gedraai en jou waarlik, sy het 'n velsiekte. Aaron het vir Moses gesê, asseblief my Heer, moet tog nie die straf vir die sonde wat ons in ons dwaasheid begaan het op ons lê nie. Laat sy tog wees soos 'n doodgebore kind, waarvan die liggaam, wanneer dit uit die moederskoot kom, reeds halfpad verteer is nie. Moses het toe die Here om hulp geroep. O God, asseblief, maak haar tog weer gesond. Daarop sê die Here vir Moses, as haar vader haar maar net in haar gesig gespoeg het, sou sy nie 7 dae lank in skande gewees het nie. Laat sy 7 dae lank buite die kamp uitgesit word. Daarna kan sy terugkeer. Miriam is toe 7 dae lank buite die kamp uitgesluit en die volk het nie weggetrek totdat Miriam teruggekeer het nie. Net tot sover
'n wonderlike gedeelte is dit. So kom ons kyk gou hierson. Moses se vrou. Die eerste vraag wat ek wil vra is, kom ons vat hom volgende. Die eerste vraag wat ek wil vra is, wie was Moses se eerste vrou? Wie kan onthou? Wie was? Ja, Sipora. Okay. Jy kan of, as jy dit eers gesip het, moet jy dit eers poor. Sipora. Nee, so dit was die eerste vrou gewees van Moses. Uit watse bevolking was Sipora gewees? Midianiet. Alright, so jy moet al klaar iets te weet. Wat weet jy al klaar? Moses het 2 vroue gehad. 1 vrou, heel moontlik is hy dood, en toe het hy 'n ander vrou gehad. So eerste vrou, Midianiet, met die naam van Sipora. My eerste vraag is, en ek wonder wie van julle kan dit vir my sê. Die Midianiete, waarvandaan kom hulle? Wie was hulle voorvaders gewees? Wie was die Midianiete? Wie weet dit? Is daar enigiemand wat weet wie die Midianiete was? Alright, kom ons kyk gou. Ek wil hier 2 teksverse hê. Genesis 25 vers 1 en 2. En Abraham het weer 'n vrou geneem met die naam van Ketura. So, hoeveel vroue het Abraham gehad? 3. Okay, kan julle onthou wie was die eerste vrou? Die tweede vrou en die derde vrou. Ons gaan nou na hulle kyk. Maar een van sy vroue, die derde vrou was Ketura gewees. Wie het geweet sy het 'n vrou met die naam van Ketura gehad? Julle moet julle Bybels begin lees. Goed, dan vers 2. En sy het vir hom Simram en Joksan en Medan en Midian. Die Midianiete. Okay, die Midianiete kom uit Midian. So wie was hulle ouma gewees? Ketura. En wie was die grootpa gewees? So almal van hulle kom uit Abraham se nageslag. Okay, so, dis ongelooflik. Daarom sal jy sien as jy na Midian gaan kyk in die Midianiete, nee, en jy kyk na Sipora se pa, Jethro. Jethro was ook 'n priester gewees. Waar het hy geleer van dit? Abraham. Okay, Abraham. So Abraham is die geslagsvader van hulle. En daarom was hy die leier gewees, want daai woord vir priester in die Hebreëus beteken hy's 'n leier. Hy was 'n leier van die volk gewees. Hy het hulle gelei. Alright, so en sy het hom Simran, Joksan, Medan en Midian en Jepsabak en Swak gebaar. Ongelooflik as ons na die geslagsregister. So ek wil hê jy moet die volgende een gou vir ons wys. Okay, daar het ons vir Abraham. Hy was die vader. Hy het 3 vroue gehad. Sara, Hagar en Ketura. Okay, dis die verskillende name. En dan Sara se seun was Isak. Hagar se seun was Ismael. En dan Ketura het 'n klomp kinders gehad wat sy by haar man Abraham gehad het. Elkeen van hierdie persone groot persone gewees. Alright, ek wil net so iets vinnig net vir julle sê wat baie interessant is. Baie mense lees sekere gedeeltes in die Bybel en dan sê hulle vir my, hulle weet nie lekker hoekom dit daar staan nie. En een van die gedeeltes is Josef. Die verhaal van Josef toe hy verkoop is. Nou baie van julle wat groot is, ek wil hê julle moet dit kyk hoe die Bybel altyd goed wat hy sê hy vir 'n rede. Ek wil hê julle moet gou saam met my hierdie gedeelte net kyk. Kom ons maak gou ons Bybel so. Ons gaan na Genesis toe. Kyk, ons is by Genesis 37. En ek wil hê julle moet eers, kom ons kyk dan van vers 27 af. Luister mooi wat daar staan. Hulle is besig om vir Josef, hulle wil hom verkoop, hulle wil ontslaa raak van hom, party wil hom doodmaak. Dan vers 27, kom ons verkoop hom aan die Ismaeliete. So wat het gebeur in vers 25? Vers 25 sê, hulle het gaan sit om brood te eet, dis nou sy broers, en toe hulle opkyk, sien hulle daar 'n karavaan van Ismaeliete uit Gilead aankom. Okay, Ismaeliete. Wat weet jy van Ismael?
Hagar se seun. Okay, Hagar se seun wat daaruit kom. Okay, so sy nakomelinge het dan gekom. Dan kyk nou vers 27 sê kom ons verkoop hom aan die Ismaeliete. Ons moenie ons hand aan hom slaan nie. Hy is immers ons broers, ons eie vlees. Sy broers het na hom geluister. Nou sê die teks die volgende. Toe die Midianitiese manne, die handelaars daar verbykom, het hulle Josef opgetrek, hom uit opgehaarput gehaal en hom vir 20 silwerstukke aan die Ismaeliete verkoop en die het Josef na Egipte geneem. Hoekom noem hulle daar die Midianiete? Hoekom noem hulle die Midianiete? Baie mense sê, ek het al baie teoloë en hulle kommentare goed is, dan sê hulle, hier was 'n misverstand gewees. Die Genesis skrywer het bietjie die mekaar geraak met die stamme. Hy het nie die mekaar geraak nie. Kom vertel vir julle wat hier gebeur. Abraham is die vader, nê? En deur sy geslagte kom Isak. En uit Isak se geslag kom Jakob. Uit Jakob se geslag kom Josef. Wie wil die Here hê moet met Josef kontak maak? Ketura en Hagar se geslag. En daarom bring hy wie oor die pad? Die Ismaeliete en die Midianiete. Bring hy oor hulle pad, want wie is Josef? 'n tipe van Christus. So ons gaan daaroor, dis eintlik ongelooflik as jy daarna kyk. Kan jy dink, party van julle, as julle na die geslagsregister kyk, dan sê julle, nee. Volgende bladsy. Wie van julle hardloop so deur die geslagsregister? Okay, die meeste van ons doen dit. Maar die geslagsregister is vol goud. Okay. Een van hierdie vrou seuns se naam, nê, is ook Soag, maar sy eintlike naam is Skeba in Hebreëus. Skeba. En dis interessant genoeg, Skeba, wie weet ons van Skeba? Koningin van Skeba wat wie na toe gekom het? Salomo wat die tipe is van Christus. So die hele tyd bring die Here Abraham se geslag in aanraking met die mense waaruit die verlosser gebore sou word. Dis die belofte, want is Abraham se saad. Abraham se saad. En so bring God hulle almal bymekaar. Dit is vir my amazing as ek na hierdie goed gaan kyk. Nou kom ons kyk na die volgende. Okay, die nuwe vrou is 'n Kesiet. Die Kesiete. Wie is hierdie Kesiete? En ek wil hê ons moet gou die volgende gedeelte net saam lees. Daarso, kom ons kyk sommer na die geslagsregister eers. Waar kom die Kesiete vandaan? Wie weet waar die Kesiete vandaan kom? Terloops. Ek het al in jou taal vir jou leidraad. Gam se geslag. So ons het 3 seuns van Noag. Sem, Gam, Jafet. Okay, 3 kinders. Alraai. Uit Gam se geslag. Ek wil nie oor Sem en Jafet praat nie. Baie mense in die weste kom uit Jafet se geslag uit. Sem se geslag, dis waar die Israeliete vandaan kom. Goed, Gam se geslag. Wat weet ons van Gam se geslag? Daar's mense wat Gam se geslag so goed ken. Wat weet jy van Gam se geslag? Ja, hulle was vervloektes gewees. Alraai, kom ons kyk. So Gam, sy 2 seuns is, een is Kanaan en die ander een is Kus. Kanaan en Kus. Okay. Miskien weet party van julle. Kanaan. Wie weet ons van Kanaan? Waar was 'n vrou gewees van Kanaan wat deel geraak het van die geslagsregister van Jesus? Rahab. Okay. Alright, so, die groot probleem is baie keer mense sê Gam se geslag. En dan dink ek vir myself, Gam se geslag is Jesus kom uit Gam se geslag uit. Okay. Want Christus verander 'n vloekende seun. Alright, goed so. Ek kan nie daaroor praat nie. Hier vanmôre so 'n kort stukkie. Ons gaan baie in detail oor hierdie praat. Alright, so, ons het Gam, Sem, Gam en Jafet. Gam se geslag is Kanaan en Kus. Uit Kanaan se geslag uit weet ons van 'n vrou met die naam van Rahab, dan uit Kus uit. Wie weet ons van ou Kus? Alright, so ek wil hier met die volgende gedeelte vir ons gou wys. Genesis 10 vers 6, en die seuns van Gam was Kus, Misraim, Put en Kanaan. Ek weet nie wie se kinders so noem nie. Maar in 'n geval, dit was so genoem. Kus, Misraim en Put en Kanaan. Goed. Miskien wou Kus en Kanaan vir Put in die put gooi of so iets, maar ek weet. Alraai, goed.
Maar dit is die seuns wat uit daardie geslag uitkom. Ongelooflik. Nou kom ons kyk gou. Ek wil hê julle moet nou die volgende gou kyk. Die Bybel sê vir ons iets oor die Kusiete. Kom ons lees daar. Wat vir my volgende. Jeremia 13 vers 23. Kan 'n Kusiet sy vel verander of 'n luiperd sy vlekke? Dink jy dit is moontlik? Het een van julle al gedink aan 'n luiperd? As 'n luiperd regtig waar net ontspan en hy begin te mediteer. Hulle sê as jy mediteer gebeur daar dinge. Okay? So jy moet net in 'n zone kom. Jy sit jou hande so en dan kom jy in die zone. Wat jy sê, party maak nie 'n geluid nie, want hulle hou nie van geluide maak nie, dis 'n innerlike Alright, so, jy kom in 'n zone, jy is 'n luiperd en die volgende oomblik val jou dots af. Al jou kolle val af. Dink jy dit gaan gebeur? Okay, so die Bybel sê daar's nie 'n manier nie. Die Kusiet kan ook nie sy velkleur verander nie. Nou watter kleur is die Kusiet? Ja, hy is donker, pikswart. Pikswart. Okay. So die luiperd of die Kusiet kan nie hulle kleure verander, dan sal julle ook in staat wees om goed te doen, julle wat gewend is om kwaad te doen. Alright, so die Bybel sê niemand kan uit hulle self uit goed doen nie. Net so min as wat 'n Kusiet sy velkleur kan verander, daar's niemand van julle wat julle velkleur kan verander. Wat jy wel kan doen is jy kan tan. En dan kan jy donkerbruin raak. Maar wat gebeur met die donkerbruin? Soos wat die winter kom, begin jy te vervel. En al die velletjies val af. Alright, so, daar's geen manier om enigiets rondom dit te verander nie, sê die Bybel. Nou, kom ons kyk na die volgende. Miriam en Aaron is nie gelukkig met Moses aangaande sy nuwe vrou nie. Hulle hou nie van hulle nuwe skoonsister nie. Sy lyk nie lekker met die kleur nie. Hulle is bietjie ligte bruin, want Israeliete is maar bruin gewees. Hulle was bruin gewees en sy was swart en hulle dink by hulle self, wat die duiwel doen hierdie man? Kan hy nie lekker sien nie? Sy is nie deel van ons mense nie. Jy al dit gehoor? Ons is nie deel van ons mense nie, nie van ons damse gaans. Okay, so dit is wat hier gebeur. Is om te sê, hoor hierso, nou weet ons nie meer lekker nie. So kom ons gaan na die volgende. Ek gaan nou die verhaal so 'n bietjie onderbreek en ons gaan eers 'n bietjie na iets kyk wat bietjie minder sensitief is. Ek dink hierdie preek raak nou bietjie sensitief. So kom ons gee net so 'n breek. Alraai, jy bietjie kan asemhaal. Party van julle voel al klaar. Jou bors druk so op jou, jy voel, waarheen gaan hierdie preek? Dit gaan nie 'n goeie plek toe, jy voel. Alraai, so kom ons gee jou net 'n breek. Ons kom nou weer terug daarna. Alraai, daar is, ek weet nie of julle weet nie, 4 hoofkleure van oë. Okay, wie weet wat se hoofkleure van oë is dan? En wat is die 4de een? Nee. Hazel. Haselbruin. Goed. Ek is so Afrikaans, dit kan my nie help. Goed so, dis belangrik. Die 4 kleure is blou. Nou blou het baie min pigment, want wat die oogkleur bepaal is pigment. Melanien. Okay, melanien. Ek kyk na die dokters en almal hulle lyk alright. Goed. En daar verskriklik sensitiwiteit as 'n ou met dokters in jou plek as jy moet net die hele tyd kyk, daai twee wat daar sê, okay, almal smile, goed. Melanien. En dan klink ek baie smart as ek dit sê. Goed. Dit is wat in die oog is en dit is wat die oogkleur bepaal. Nou, blou oë die minste daarvan. Bruin het die meeste daarvan. Die ander het 'n kombinasie met nommers wat ek nie nou gaan noem. En jy gaan dit anyway nie onthou nie, want ek kon dit nie onthou nie. Goed so, dis wat gebeur is, elkeen van ons oë lyk anderste. En binne daai groep is daar ook ander kleure. So kom ons kyk daar. Ek weet nie of julle kan dit sien nie. Daar's hy. So as ons kyk na blou, kyk die skakerings van blou. Kyk die skakerings van daai, hierdie een is groen. Daar's skakerings van groen. Dan hierdie is van haselbruin en hierdie is van bruin. Die verskillende skakerings van dit. Alright, kan almal dit sien? Julle kan dit dalk nie sien nie. Maar dis in 'n geval, dis die verskillende kleure. Nou wil ek gou hê, ons gaan gou 'n opname maak. Almal wat bruin oë het, steek jou hand op. Okay, goed, daar's al die bruin wat bymekaar is.
Nou brein is gewoonlik jou meeste. 50% van die bevolking van die wêreld is bruin. Alraai, goed. Ek gaan vanmôre gaan ek julle 'n bietjie de mekaar maak. En ek hoop jy gee om nie. Alraai, so. Wat ek wil hê is al die breine kom hier by mekaar. OK, daar gaan jou hoekie wees. Brein, daar. Het julle my? Alraai, goed. Nou die volgende is, die ligte een is blou. Wie is almal blou? OK, die blou gaan daar en daai hoek by mekaar. Is julle reg? Bruin daar, blou daar. OK, wie van julle is haselbruin? Haselbruin, haas jou na die agterkant, daarso. Goed, haselbruin. En dan die laaste is groen, is daar groen. Yesterday, lekker man. So die groen gaan daar net agter daar by mekaar kom. So, vinnig. Bruin, hierdie kant, blou, hasel en groen daar. Kom ons kyk, vinnig. Pas op net vir die video. Jy moet omdraai. Alright, dis al baie van julle wat nog nie lekker seker is oor jou kleur nie. Kom, skuif mense. Ons blou is weer. Alright, goed. So ons het een groepie wat lyk by die minste is. Die minste is hierso, as julle groen. So groen is gewoonlik die minste, so julle pas heeltemal in by wat daar behoort te wees. En dan het ons daar haselbruin. Baie welkom in die erediens. En dan het ons hierso het ons bruin. Welkom in die erediens. En dan het ons blou. Welkom ook in die erediens. Nou wat nou gaan gebeur is die volgende. Daar is 'n probleem wat ek het, nee. Is dat ek nie wil hê dat blou oë moet meng met bruin oë. Okay, dan mag nie dit gebeur nie. En ek wil ook nie hê dat daar agter groen met haselbruin of enige van hierdie twee moet meng nie. So, as dit so is, hoe lyk julle families? Blou. Is julle familie almal blou? Dis omdat blou 'n probleem is. Hulle kom almal blou uit. Goed. Die res van julle, hoe lyk dit met jou families en jou vriende? As ek nou sê van vandag af, daar mag geen skakeling meer wees tussen blou en bruin en groen en hasel. Hoe lyk dit vir julle? Lekker, hè? Dit waaroor ek vanoggend wil praat, nee, met hierdie is baie belangrik. Daar is sekere mense wat oogsiste is. En 'n oogsis is die volgende. Jy weet jy, is 'n lelike besigheid, mense. Moet julle vertel. 'n Oogsis is die volgende. Hy dink by homself. Hy's die pa. En sy oë is bruin. En hy sê vir homself, hoor hierso, daar is 'n probleem in my familie. Want my seun wil trou met iemand wat groen oë het. Mag dit nooit wees nie. Hoe durf hy? Buite kan die kleurlyn van oë trou. Verstaan julle wat ek bedoel? Dit is baie sleg. So 'n oogsis het moeilikheid rondom dit. Wie van julle is oogsiste? Nie gelukkig nie. Okay, julle kan gaan sit. Goed, so, ons het almal nou, ek sal daai dele almal uitsluit. Dat ons verskriklike lopery, julle maak verskriklike geraas. Goed, ons kyk net gou die volgende en ons wys waarvan ek praat. Daar's 'n groenkoog meisie en die skoonpa se oogsis en hy wil nie graag hê dat sy kind met 'n groenoog meisie trou nie. En dit is hartseer mense as dit gebeur in jou gesin en jy's lief vir 'n groenoog meisie en jou pa wil net nie hê dat dit moet plaasvind nie. Ek weet nie hoeveel van julle het getrou oor die grenslyn van oë nie. Moenie dit doen nie, dit is nie baie goed om so oor die ooglyn te trou nie, want 'n oogsis, as jy iemand ontmoet wat 'n oogsis is, gaan hy dadelik vir jou moeilikheid gee. Ek wil nie graag dit hê. Goed, ons
Ons lag daaroor, nie? Maar wie het die hoë klere bepaal? God, dink jy die Here, nadat hy verskillende oë gemaak het en hy het gesê daar's 4 hoofklere en hy gaan tussen dit verskillende skakerings kyk. Dink jy die Here het gesê dit is goed? Hy het gesê dit is goed. Dit is goed dat dit so is. Dit is goed dat daar mense gaan wees wat verskillende oogklere het. En weet jy wat? Hy het dit so gemaak dat in sy rekenaarmodel, as ons dit so moet beskrywe, is daar kodes geskrywe wat veroorsaak dat sekere ouers, sekere klere, is die amazing nie? So God het dit so bepaal, en wat 'n ongelooflike, dat daar mense is met verskillende oogkleur, en wie wat, 'n mens kan dit geniet, is dit nie? Jy kan dit geniet, jy hoor by iemand, so wat is jou oogkleur, en jy kyk, wow, jy lyk so 'n bietjie anders te bruin as wat normaalweg bruin, of die blou is so 'n bietjie anders te blou, of kyk daar so 'n bietjie groen daar, is dit nie mooi nie? Want God het alles mooi gemaak. Nou kom ons terug na die verhaal waar ons was, en jy is heeltemal ontspanne, so jy weet nie waarvan ek praat nie, hier kom ons weer terug. Dankie. Goed. En hier is 'n vrou met die naam van? Miriam. Goed. Nou Miriam, sy en Aaron is bitterlik kwaad. Waar was ons in die verhaal gewees? Hulle wil nie hê dat Moses met 'n kusiet moet trou nie. Dit het hulle niks van gehou nie. En hulle begin onmiddellik vir Moses moeilikheid gee en sê Moses, hoekom is jy die leier? Want jy sien, as hulle nou gesê het, Moses, ons like nie dit dat jy met 'n kusiet getrou het nie, dan sou almal vir hulle gesê het, hulle is oogsuster. Maar nou is dit nie meer oogsuster nie, is rassiste. Sien, baie keer die probleem met rassiste is, hulle het die verskriklikste mooi verskonings. Jy het dit al gehoor? Pragtige verskonings. Hulle sal verskonings uitdink, terwyl hulle besig is om daaroor te dink. Hoekom sekere, nou is dit nie meer oë nie, maar hoekom sekere tipe mense nie met mekaar moet trou nie? En dan maar dink hulle by hulle self, wat gaan 'n goeie rede wees daarvoor? En dan het hulle allerhande redes, wat hulle wil hê. Nou ek dink definitief, ek het al dit gesien. Ek het gesien 'n ouetjie, wat daar van Namibië afkom. Hy was 'n boer en hy het net Afrikaans gepraat. Toe sien hy 'n Russiese meisie waarvan hy hou, en nou praat hulle Engels met mekaar in die huis, wat hulle, nie een van hulle kan nie eens Engels praat. So wat nou gebeur is, nou praat hulle maar die international language of love, nee, maar dit is 'n probleem, is dit nie? Dit is 'n probleem as jy nou met 'n, sê maar met 'n Rus trou en jy's nou Afrikaans, nou verstaan jy haar nie, nou maak sy jou kwaad, jy wil vir haar sê jy mag met kwaad. Maar sy verstaan nie, want 'n nataal is ek nee, stamma. Verstaan jy? So, dit is 'n probleem. As ons so met mekaar. Maar dit was nie die probleem hier nie. Goed, dit was nie die probleem hier gewees nie. Nou, toe hulle nou bekla en alles sê die Here, dis reg so, julle gaan voor my verskyn. En hulle verskyn voor die Here, en die Here sê vir Aaron en Miriam, hoor hierso, wat doen julle? Wat dink julle doen julle om met my knegg so te praat? Nou die ongelooflike is, die Here praat met hulle, hy raas met hulle, en dan, as hy weggaan, wat doen hy met Miriam? Hy maak haar melaats. Nou melaats, maak jou so spierwit. Spierwit. En hoe meer die melaatsheid gaan, hoe meer wit raak jy. Later dan is jy spierwit. En die Here sê vir ou Miriam, jy wil so graag wit wees. Kom ek maak jou wit. Het jy al daar gedink? Het jy al gelag as jy daai verhaal lees? Dis my so mooi. Die Here sê, jy wil wit wees, kom maak jou wit. En daar raak sy spierwit. Nou voor ons verder gaan, wil ek net hê jy moet dit mooi weet. Hoekom is Aaron nie wit gemaak? Want hy was ook 'n duiwel. Hy het saam met Miriam gesê dat dit nie goed is dat Moses trou met 'n kusiet nie. Hoekom is Aaron nie wit gemaak? Want hy is die hoëpriester. Want hy is die hoëpriester. Want die hoëpriester moet intree vir die volk. Daar kan nie eendag verbygaan wat die hoëpriester nie moet intree nie. Okay? So dis belangrik. Daarom Aaron dis nie omdat Aaron 'n man is nie. Ek het al teoloë dit sê. Kyk hoe werk dit in die Bybel. Mans kom vry en is die vroue wat gestraf word met melaatsheid. Niks met dit uit te waai nie. Om die waarheid te sê, ek kan vir jou wys in die Bybel, mans kom pretty sleg af. Ook.
Goed, so, die rede hoekom dit met die vrou net alleen is, Aaron is hoëpriester en Miriam moet melaats raak. En dan, die tydperk wat sy melaat moet raak, is die Moses tree vir haar in. Moses moet vir haar bid. Moses moet vir die Here vra, Here asseblief, vergewe vir haar. En die Here sê, as haar pa in hy gesig gespoeg het. Dit is ongelooflik. Wat dink God daaroor, as jy besig is, om mense van verskillende kleurgroepe af te kyk op hulle? Wat dink God daarvan? Hy dink daaraan, dat jy in sy oë spoeg is. Die vader spoeg op sy dogter. Wat doen die dogter dat die pa op haar spoeg? Hy doen wat sy nie van hy nie van hom. Doen wat sy nie van hom nie. En die pa se absolute walging daarmee is, spoeg hy. So om te weet, my kind, jy walg my, en wat jy van my sê, van dit wat ek geskep het. Op die ou einde, teen wie het Miriam en Aaron eintlik gepraat? Teen God. Dis die probleem, is dit nie? Eintlik is ons nie besig om teen Moses te praat nie, maar ons is besig om teen God te praat. Ons is besig om te sê dat die manier hoe hy skep is nie goed nie. So baie keer as ons 'n rasis hoor, moet ons miskien net 'n gop gooi. Baie van julle weet nie wat gop is. Goed. Miskien moet ons dit doen. Miskien moet ons net so lekker. Wat die beste is, ek weet daar baie keer, as sien ek hierdie ouens in Amerika wat baseball speel, hulle het soeke goeders van hulle kou. En hy elke nou dan. Het julle al van daai ou ouens gesien? Pruim, hulle pruim. Okay, dit is nie mooi nie. Maar, dit is hoe God voel oor enige iemand wat na iemand anders te kyk en sê, ek hou nie van die manier hoe God jou gemaak het nie. Dit is God se skepping. So, Miriam kry vir jou, God sê, jy is die pa, sy jou spoeg, moet jy vir 7 dae afsonder, sy word vir 7 dae, is sy buitekant die kamp. God sê in my kamp, wie wil hulle buitekant die kamp sit? Wie wil Miriam en Aaron buitekant die kamp sit? Die Kisiet. Die Kisiet. Hulle soek haar buitekant die kamp, want hulle sê, jy is nie deel van ons damse eende nie, of gaanse, wat ook al jy dit wil noem. Jy is nie deel hier van ons nie. En ons wil hê jy moet buitekant die kamp wees, want jy's 'n Kisiet, jy's swart, en ons wil hê jy moet buitekant wees. En die Here sê, nee, vir jou wat dink om iemand buitekant die kamp te sit, ek gaan jou buitekant die kamp sit. Sien jy die ongelooflike dinamika in hierdie verhaal, wat vir ons vertel word, hoe gevaarlik dit is om mense te wil skuif van mekaar. Die Here sê, as daar iemand is wat 'n probleem het met iemand anderste wat ek gemaak het, wil ek vir jou een ding sê, jy word geskuif, en nie daai persoon nie. Alright, so, nou moet ons gou mekaar sê, en ek wonder of julle daaroor vir my net 'n bietjie kan dink. As iemand met iemand anders te wil trou, hier's 'n kind van die Here wat iemand anders te wil trou. Wat is die enigste vereiste wat die Here stel as jy met iemand anders te mag trou? Wat is die enigste vereiste? Alright, so kom ons kyk daai gedeelte in die Bybel, lees dit gou saam en dan kyk jy daarna. Een van die gedeeltes. Kom ons maak gou ons Bybels daar oop. 1 Korintiërs. 1 Korintiërs, Nuwe Testament, hoofstuk 7. In Korintiërs 7:39. Vers 39 sê, 'n vrou bly aan haar man verbind solank as hy leef. Maar as haar man ontslaap het, staan dit haar vry om te trou met wie sy wil, maar slegs as dit in verbondenheid aan die Here is. So die enigste persoon waar jy my mag trou is iemand wat verbonde aan die Here is. So 'n kind van die Here. Die Bybel sê ook, jy mag nie in dieselfde juk trek met 'n ongelowige nie. So die enigste vereiste wat God stel, as ons wil hou by wat God sê. Wat sê God? Wat sê God oor verskillende nasies wat met mekaar trou? Wat sê God daaroor? Hy sê hy het geen probleem daarmee nie, solank as albei gelowiges is. As hulle gelowiges is, mag hulle met mekaar trou.
Want as hulle met mekaar trou, wat kom uit daaruit voort? Nog meer van God se ongelooflike kleur en verskeidenheid. Is dit nie? Baie mooi. So, die Here het geen probleem daarmee nie. Sê vir my vanmôre, vra Johan, het die Here probleem daarmee? Geen probleem nie. Alright, en as jy nie daarvan hou nie, gaan staan buitekant die kamp. Hoor jy my? Staan buitekant die kamp. Want hier in die kamp is gelowiges wat sê, o Here Jesus, hier het almal geskape. En ek mag nooit in my lewe na iemand kyk en sê, u ag daai oue persoon minder nie. So is ons almal met mekaar. Alright, wonderlik. Party van julle wil nie regtig waar, jy het nog steeds hierdie ding wat op jou bors sit. Okay? Skry hy dit af en sê, Here Jesus, ek gaan gehoorsaam wees aan u. Maak nie saak wat ek dink, hoe ek groot gemaak is nie. Dit is u opdrag en ons moet daarby bly. Kisiete. Alright. So, wie was Moses se eerste vrou se naam? Sy was 'n Midianit. Sy tweede vrou. Kisit, pikswart gewees. Moses het gehou van bevolkingsgroepe. Hy het daarvan gehou. Wie wat my ongelooflik nie, hoe die Here vir ons wys, want wie wat het die Israeliete verkeerd verstaan? Nou ek weet nie of jy dit verkeerd verstaan. Die Israeliete het dit verkeerd verstaan. Die Israeliete het gedink dat God 'n spesiale plek net vir Israel het. En net Israel is die wonderlike volk van God. Kan jy dit glo nie? Hulle het dit gedink. Niemand van julle het al ooit gehad in julle geskiedenis wat julle dit gedink het. Niemand nie, nie nooit gedink, hoor hierso, hierdie volk is die volk van God. Ek hoor nog steeds daai geluide in my ore van die ou dominees wat gesê het, onthou mense, ons is die volk van God. Hæ? Julle lag nie, want dit is waar. Dis presies wat gepreek is. En die Bybel sê nee, die volk van God is uit elke stam en taal en volk en nasie. Dit is die volk van God. Waaroor dit gaan is jy 'n kind van my. En as jy 'n kind van my is ek lief vir jou. En jou medebroers en susters moet ook lief wees vir jou. Sjoe, ek het die afgelope tyd, hierdie week weer besef net, hoe baie keer vergeet ons van baie gelowiges waarmee dit swaar gaan. Kom ek sê gou vir julle, Nigeria op hierdie stadium, die syfers is nie reg nie. Ons weet nie lekker wat die syfers is nie. Wat ons wel weet is 18.000 kerke is al afgebrand van 2009. Ons weet min of meer, party maak dit by 100.000, party by 500.000, party selfs meer. Ek het al gesien hoe video's waar hierdie mense net vlug uit hulle klein dorpies uit. Moslems is besig om Christene uit te vermoor. Min of meer 500.000 Christene het hulle lewens in die afgelope tyd verloor. Dit sal nie op die nuus wees nie, want dit is nie belangrik. Dit is Christene. Okay, so, maar dis my familie. Dis my familie. Ek's hartseer oor hulle vanmôre. Ek's hartseer oor hulle. Ons gaan aan die einde gaan ons saam bid ook vir hierdie familie van ons wat baie swaar kry. Kom ons kyk na die volgende. Ek wil gou net 2 dinge bysê. Daar was 'n man met die naam van die Kisitiese stam gewees. En hy red Jeremia se lewe. Ken jy daai verhaal? Die Kisit wat Jeremia se lewe gered het. Jeremia die profeet. Nou wat gebeur met Jeremia is, Jeremia word op 'n stadium in 'n put gegooi. 'n Put gegooi. Ek wil julle saam met my lees, so amazing. Kom ons kyk gou daarna. Jeremia 38. Jeremia 38, Ou Testament. Jeremia 38. Vers 7, luister vers 7. Ebed-Melech, die Kisit, hy Enoch, wat in die paleis was, het gehoor dat hulle Jeremia in opgaarput geplaas het. Terwyl die koning in Benjapoort sit, het Ebed-Melech uit die paleis gegaan en vir die koning gaan sê, "My heer die koning, hierdie man het verkeerd opgetree en alles wat hulle aan die profeet Jeremia gedoen het, deurdat hulle hom in die opgaarput laat afsak het. Hy sal waar hy ook al is van honger omkom, want daar is nie meer brood in die stad nie." Wie kom vir Jeremia op? Wie gebruik die Here in Jeremia se lewe?
'n kussiet. En is interessant genoeg, hy is 'n wat? 'n Enog. Wat 'n ontmande. Daar is 'n ander ontmande. En dit is amazing. Ek wil hê julle moet die volgende een net daar aansit. Daar's hy. Wie was daar gewees? Kan iemand daai verhaal net so kyk en sê, wat was dit gewees? Filippus en die Ethiopië. Nou waar kom die Ethiopiërs vandaan? Kus! Dis ou kus se kinders. Ja, die Ethiopiër is ook kus. Wat's hy? Hy is ook hier nog. Hy is ook 'n onmande. Sien meisie hoe die Here goeders bymekaar bring as jy net oplet. As jy oplet, dan sien jy hier. Dis eintlik amazing. Okay, wat doen die Here met Filippus? Nou Filippus, was hy op pad daar in die woestynpad gewees en terloops, hier is hy hier nog en hy sê, laat ek maar vir hom die evangelie vertel. Nee, die Here sê, ek wil hier moet gaan. Nou vir wie sê die Here jy moet gaan? Vir iemand wat baie belangrik is. Iemand wat hy wil red, wat behoort aan hom, wat die Vader gehad het. Dit sê Johannes so mooi, Johannes 10. Die wat aan die Vader behoort, het hy vir sy seun gegee. Die Enog het aan die Vader behoort en hy wil hom vir sy seun gee. En hy sê Filippus, gaan praat met hom. En toe Filippus daar kom, toe hoor hy die ou is besig om te lees uit Jesaja uit. En hy sê vir hom, verstaan jy wat jy lees? Hy sê, hoe kan ek verstaan as niemand dit vir my uitlê nie? Hier is ek. Is nie wonderlik nie, dat die Here my stuur, want ek weet nie wie almal daar is wat die Vader aan die Seun gegee het nie. Ek weet nie wie dit is nie, maar die Here stuur my, en hulle is oral in hierdie wêreld, en hulle is swart, en hulle is wit, en hulle is bruin, en hulle is Asiër, hulle is van rooi af dwars deur, alle kleure van die reënboog, want hulle bestaan uit elke volk, en taal, en stam, en nasie. En ons gaan eendag saam almal fees vier, almal van ons. Al die kleure, is eintlik amazing vir my, as ek Openbaring lees, en ek sien wat in die hemel gebeur, dan sien ek in die hemel, praat die Here ook nog steeds van elke volk, en stam, en taal, en nasie. Johannes sien hulle in die hemel, van elke stam, en volk, en taal, en nasie. In die hemel gaan ons aanhou, in ons verheerlikte liggame, met die kleer wat ons ontvang het. Hoe sleg sal dit wees, as jy 'n kampie gehad het vir jou eie kleer? Wie wat, iemand het een keer vir my gesê, hy sal liewste nie in die hemel wees nie, as daar ander kleergroep is. Sê ek, jy moet nie worry nie, die hel is daar meer vir my. Wat 'n wonderlike, om te weet die Here het geskep, en toe hy geskep het, was dit goed. Wie het die man of vrou, wat na God se skepping kyk, en sê, dit is nie goed nie. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, wat 'n ongelooflike voorreg. Wat 'n voorreg om deur die woord te werk. En Here, as ons deur die woord werk, dan word ons aangespreek. Partykeer is daar ander dinge wat in ons lewens baie kere probleem is. En hier kom reguit met die woord en sny reguit daarin. En sê, hierdie is 'n probleem in jou lewe. Bely dit, veg daarteen, laat staan dit. En Here, jy weet hoe maklik in ons lewens begin ons na mense te kyk op grond van hoe hulle lyk en hoe hulle aan die binnekant lyk. En Here, jy sê, jy stel belang in die binnekant. Die vel is slegs pigment, die oë is slegs pigment. Maar binnekant is dit wat van waarde is. Here, en ons dink vanmôre aan ons broers en susters in Nigerië wat afgemoor word. Ag Here, asseblief, mag hulle elke oomblik ervaar, Here, dat ten spyte dat hulle familie en vriende verloor, dat U is die lewende God, wat teenwoordig is in hulle lewens. Ons bid dit in U naam. Amen.